Here man, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer die Here te kan dien, te kan loof, kan prys op hierdie wonderlike oggend. Lekker sonskyn dag. Man, prys net die Here. Ons is hier by mekaar net om die naam van die Here groot te maak. Ons is hier om die lof van die Here te bring. So, kom ons sluit die oë. Here Abba Vader, ons sê vandag dankie Here. Dankie vir die grootheid, vir die magtigheid, vir die heerlikheid. Dankie vir U wat die almagtige God is, die ewige Vader is, die alleen wyse, alleen heersende. Here Vader, dankie dat ons net ons lof kan bring. U kan verheerlik en weet Here, U is daar. Elke moment, elke tree. U is daar in alles. U is elke oomblik saam met ons. U is elke sekonde saam met ons. Here, ons kan jubel, ons kan juig. Ons kan U loof en prys. Ons kan die naam van die Here verheerlik. Here, ons is hier saam vanoggend deur U Seun Jesus Christus, wat al ons sondes op hom geneem het. Here, wat opgestaan het uit die dood, wat ook opgevaar het na U toe, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. Here, ons wil vanoggend sê dankie Here, dankie my God. Dankie dat U die almagtige God is, die ewige Vader is. Dankie dat U altyd daar is vir ons, Here. Here, en ons nooit alleen laat nie. Here, seën ons in hierdie dag, seën ons waar ons nou begin, waarin die woord van bemoediging, Here, en dan Here, seën ons ook met ons lofsange, en waar ons die naam gaan groot maak, o Here. Seën ons vanoggend, waar die woord bedien word. Here, raak elkeen van ons vanoggend aan, dat die Gees van U vanoggend in volle autoriteit werk, Here. Here, laat die Gees van U kom, Here. Neem besit van elkeen van ons harte, Here, in die magtige naam van Jesus Christus. Dankie, Here. Dankie, Here. Halleluja. Halleluja. Prys die naam van die Here. God van Abraham, Isak en Jakob. Jehovah Here. Jehovah. Onze Vader. Amen en amen. Baie dankie ook aan julle wat ingeskakel is. Welkom, julle wat hier is. Welkom. Julle wat nog gaan inskakel, julle wat nog saam met ons gaan wees. So wees geseën, wees gegroet. Yes, ek sal volgende nou net die woord van bemoediging moet bring. Louisa is net besig met berading nog. Sy is nog tans besig, so ja. Ons gaan aan. Ons verskoon nou maar so 'n bietjie, maar ons beweeg aan. Die woord van bemoediging is, dit gaan alles oor ons tiendes en ons verstaan dit nie. En die woord van die Here sê, luister wat sê die woord. Die woord sê, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offerandes. Die woord sê ook, bring die hele tiendes na die skathuis, sodat julle spys in my huis kan wees, en beproef my tog, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedig seën sal hy stort. En mense, ons is altyd so bang om op God te vertrou. Ek sien so baie mense se woord op, en op Facebook, en dan vertel hulle van ander hoe om op God te vertrou, maar hulle self roof God. Die vraag is, wat se leuen groei jy alles op Facebook? Want eerste plek, hy lieg vir God, hy beroof God, hy kan nie eens op die woord van die Here vertrou nie, dan wil hy jou kom vertel,
vertrou op die Here. Die woord sê ons beroof God. Nou wil ek vir julle iets anders wys hierso in 1 Korintiërs 6 vers 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal sien? So, nou wie is die onregverdiges? Vers 10 sê vir jou, moenie dwaal nie, geen oorreders, of afgoddienaars, of egbrekers, of wellustiginge, dis mense wat op pornografie is, en hierdie porno kyk, en die sodomiete, is die agter mekaar manne, en die vrouens met die vrouens en die mans met die mans, dis die sodomiete, of diewe, 'n dief, of gieraards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Nou die vraag is, as jy dan nie jou tiende betaal nie, en jy is bang om God te vertrou, hoe gaan jy in die koninkryk van God ingaan? Want die woord sê, jy sal nie daar kan ingaan. Ek is nie jou judge nie, maar ek vra vir jou, hoeveel van hierdie mense wat woord op sit, betaal hulle tiende? Hulle betaal nie eers nie. Nie almal nie. Ek weet van hulle, ek ken van hulle persoonlik. Hulle betaal nie eers nie. Maar hulle wil vir ons kom, of hy wil vir die ander broers en susters vertel, vertrou die Here. Hoe kan jy dit doen? Jy kan nie dit doen nie. Jy self roof God. En dan vertel jy vir ander, hulle moet op God vertrou, maar jy kan self nie op God vertrou. Mense, 'n tiende is daar, 'n bewys uit jou hart uit, dat jy in God glo, dat jy op God vertrou. Dit maak nie saak of jy gaan swaar trek, of jy gaan short kom, of wat. Dit sê, jy vertrou die Here completely. Ek praat van jou hele volle tiende. Ek praat nie met, ek gaan nou die helfte terughou nie. Nee, dit is nie vertroue nie. Dit is selfsugtigheid. Completely beteken, Here, al kom ek short, waar, op my petrol, op my kos, of waar ook al, dat U sal deurkom. Dat die Here sê, beproef en sien of ek die sluise van die hemel sal oopmaak. Mense, ons begin doen wat die woord sê. En die vraag wat jy jouself moet vra, is jy 'n rower of is jy 'n dief? As jy sê nee, jy is nie een van die twee nie, dan vra jy jouself, betaal ek my tiende? Want die Here sê, die woord sê, jy roof my, sê die Here. So die vraag is, dit maak nie saak wat die gemeente daarmee doen nie. God gaan nog steeds seën. You can't give out God. Jy kan gee soveel as jy wil, en die Here gaan nog steeds seën. Dit maak nie saak of hulle dit misbruik of wat ook al nie. Jy gaan nog steeds geseën word. Maar die ding is, ons wil nie God vertrou, ons wil ander mense vertel om God te vertrou. Ons self wil nie. En dit is 99% van ons mense doen dit. Hulle wil God nie vertrou. En weet jy, hoe mis ons seëninge? Nou sê mense vir my, ja, maar die Here seën my nog. Ok, dan kyk ek na hulle lewens, dan wonder ek, hoekom eet hulle krummels en dit dan nie in oorvloed nie? Hoekom is hulle happy met 'n R500 as die Here vir hulle baie meer kan gee as die R500 per maand? Ek het dit al gesien in my lewe. Die Here het al baie gelde in my lewe gegee. Byvoorbeeld, ek gaan nie 'n bedrag noem nie, maar dit was groot bedrag geweest wat die Here al reeds in my lewe laat kom het. Hoekom? Omdat ek hom vertrou. Hy het 35.000 Bybels op my pad gestuur. 35.000, nie een sent daarvoor betaal. Die petrol selfs is betaal van die Kaap af tot by my huis. Die een geld het. En dit is God.
dis omdat ek die Here betrou completely. Ek het nou, laasweek, het ek afgegaan Natal toe. Alles en als was ver oor die 8.000 rand. Daar is geen inkomste. Geen inkomste. Geen inkomste. As jy my nie glo nie, kyk 'n bietjie of jy mense hierso sien. Dan sê jy dan wonder jy, kyk 'n bietjie of julle mense hierso sien. Mense is so, ek is nie afhanklik van die mense, ek is afhanklik van God. Die Here voorsien my. En weet jy wat? Ek is hier af, ek het in 'n gastehuis gebly, ek skuld nie 'n sent nie. Ek het lekker gebly, my vrou het hier geëet, ek het nog mense gekry om hier te kom bly. Ek het daai mense ook kos voorgekoop. Ek het ook laat hulle nog ekstra geldjie gegee huis toe. Ek moes hulle petrol betaal natuurlik. Hoekom? Hoe kan ek dit doen? My vertroue is in God, nie mens nie. Ek is nie gepla wat die mens doen nie. Ek is gepla wat God sê. My hart is daar waar die Here sê. En eerstens, in al my finansies, kry God die hele tiende. Die hele tiende. Hoekom? Want ek weet ek kan enige tyd na die Here toe draai en vir die Here sê, Here, ek kom shop. En weet jy wat? Partykeer nog voordat ek kan vra dat die Here al reeds gaan antwoord. So kom ons sluit net ons oë. Here Vader, ons sê dankie dat ons vertroue in 'n lewendige God is, 'n waardige God is, 'n onbeskryflike God. 'n God is wat daar is. 'n God wat werklik is, 'n God wat trou is, 'n God wat 'n waarmaker is van sy eie woord. Here, dankie dat ons op U kan vertrou en weet U kan vir ons voorsien, U kan vir ons deurkom. Here, dankie dat ons U kan loof, kan prys, kan eer, kan vereer. Dankie Here dat ons nog meer en meer ons vertroue in 'n lewendige God kan sit. 'n God kan sit wat vir ons kan en wil en kan deurkom. En ons sal deursien. Here, dankie Here dat U ons vertroue is, ons hoop is. Here Vader, dankie Here dat U die Here God is. En Here, dankie dat U ons toevlug is. Ons kan U net loof en prys vanoggend. Ons kan net U aanbid, Here. Daarom is ons almal hier te saam, Here, om U die aanbidding te gee van ons harte. Here, seën ons diens nou. Seën, Here, en seën elkeen wat by hierdie bediening staan. Here, en seën hulle, Here, wat U stuur. Here, soos hierdie kraaie stuur. Here, om vir Elia te voed. Ja, Here, dankie, Here. Dankie, Here, vir elke voeding wat ons kry. In die magtige naam van Jesus. Glorie, halleluja. En ons almal sê, amen. Prys die Here, man. Nou nie so stil wees nie. Julle kan maar sê, amen. Kom ons gaan die Here loof en prys met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand. Ons gaan die Here, al die lof en al die eer gee. Is julle reg? Ek is reg. Prys die Here, man. Glorie, halleluja. Prys die Here. Prys die naam van die Here. Nou wil hy nie speel nie. Daar sien ek nou waar die fout is. Ok, kom ons druk. Ek wil net 'n bietjie play opdruk, né? Prys die Here. Glorie, halleluja. Amen en amen en amen. En nogtans sal ons jubel in die Here. Nogtans sal ons juig vanoggend. Ja, sal die Here net lof en eer bring. Prys die Here. Amen.
die Here. Nog een keer kry as jy dan nie wil nie, dan sal ons maar 'n ander plan maak. Prys die Here. Halleluja. Glory, glory, halleluja. So ja, kom ons maak maar so. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. Ja, kom ons loof die Here. God is so good. God is so good. He's so good to me. Prys die naam van die Here. Halleluja. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Ja, die Here is so goed. So goed vir my. Ja, daarom kan ek sing vanoggend. God is so good. Ja, die Here is goed. God is so good. God is so good. He's so good to me. Glory, hallelujah. Ja, Here, ons kan nie net loof, prys, eer en verheerlik vanoggend. Ons kan nie al die lof gee, Here, want U is 'n goeie God. Here, U is die Almagtige. Here, U is die een met wie ons een wil wees. U is die een, Here, na wie ons toevlug neem. Here, Vader, ons kom vanoggend in die stiltes van U naam. Here, ons kom vanoggend na U toe, Here. Here, ons vra U, Here, sien ons raak vanoggend. Here, ons jubel en ons juig vanoggend in U. Here, ons neem ons toevlug in U. En ons vra U, Here, om vanoggend, Here, met ons te wees. Here, ons het U so nodig in ons lewens. Elke tree, elke moment, elke sekonde. Here, en ons vra U, Here, om God te wees. Om die Here te wees. Here, in Jesus naam. Here, ons vra U, Here, om U toevlug te wees in ons lewens. Here, en ons vra U, Here, Here, sien ons raak, Here. Prys die Here. Glory, halleluja. Here, ons kan dit vanoggend nog meer en meer vra van U, Here. Want U is meer as 'n werklikheid. Here, U is trou, U is regverdig, Here. Here, U is die Here. En daar is niemand soos U nie, Here. Daar's geen een buite U. Here, en ons vra U, Here, om saam met ons te wees. Elke oomblik, elke sekonde, Here. Here, Vader, asseblief, kom vanoggend, Here, en neem besit van ons harte, Here. Neem besit van ons mens, o Here. Here, dankie dat ons U nog kan loof, kan prys, kan eer, kan verheerlik. Want U is die Here. En daar is niemand so goed soos U nie. Dankie, Here. Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen.
oorwinnaar. Ek kan jubel en ek kan juig in die Here vanoggend. Ek kan my toevlug neem in die Here. Kom aan, kom ons stel ons geloof op. Kom ons glo in die Here, kom ons vertrou. Want hy is goed. Hy is God. Halleluja. Prys die Here. Gloria, halleluja. Hemel
Here wil net hê ek moet julle net noem. Ek sal 17 jaar in die bediening. Vir meer as 'n jaar gaan dit al so. En weet jy wat? Ek bly staan. Weet jy hoekom? Want God is met my en ek kan vir jou leer om op God te vertrou. Bly in die Here. Verbly jou, nogtans verbly jou. Jubel en juig in die Here. Prys die naam van die Almagtige God, die ewige Vader, die alleen heersende. Ja, die Here God Almagtig. Prys die Here. Hy is goed. Halleluja.
ons verwelkom U, o Here. O Heilige Gees, ons verwelkom U in ons teenwoordigheid. Ons sê dankie, Here. Here, ons kom vanoggend as manne, vrouens, kinders van ons land Suid-Afrika, Here. Here, ons bring ons almal self voor die kruis van Golgotha. Here, ons wil dit vanoggend kom sê, Here, hier staan ons by die kruis, Here. Here, ons is sondaars, Here, ons erken dat ons sondig. Ons sterf nie met sonde, Here. Here, ons kom vanoggend, Here, en ons vra U om ons te vergewe, ons hardkoppigheid, hardnekkigheid, eie wys. Here, ons vra U, Here, Here, om die hardheid van ons harte uit ons liggaam uit te haal, Here. Geef ons 'n hart van vlees, Here. Here, maar kom vanoggend, terwyl U ons harte verander, Here. Geef ons 'n hart om U te kan liefhê. Here, om U gehoorsaam te wees. Om na die stem van U te luister. Here, laat ons een met U kan wees. Here, een met die Vader, een met die Seun, een met die Heilige Gees. Laat U triomferend is in ons lewe. Here, laat ons lewe elke dag getuig van U. Wat in ons is. Want U wat in ons is sterk as hy wat in die wêreld is. Here, U het gesterk vir 'n sondaar. En ek sê dankie, Here. Here, help ons dat ons boeke, as ons name in die boeke van die lewendes kan wees, Here. Dat ons name geskryf kan wees. Dat U eendag kan sê, jy is my kind, hier is jou naam. Here, dat ons nooit die woorde sal hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Wie is jy? Here, ons dan sal sê soos die woord sê, Here, ons het in U naam gebid. Nog steeds gaan U sê, U ken ons nie. Here, help ons Here om nederig te wees vanoggend vir die Vader, vir die Seun en vir die Heilige Gees. Help ons om gehoorsaam te wees. Help ons om te doen wat U wil hê ons moet doen. Help ons om ons harte te verander. Help ons om mens te wees. Help ons om te vertrou, Here. Help ons, Here, vanoggend in die magtige naam van Jesus Christus. Here, help ons om nader na U te kom. Want die woord sê, wanneer ons nader kom, kom U nader na ons. Here, kom vanoggend met die grootheid, met die magtigheid. Kom met die heerlikheid. U is koning. Here, ons wil die kroon as King of Glory. Here, U wat opgestaan het uit die doodheid, Here. Here, ons wil U vertrou. Ons glo U woord, Here. Want U woord is die waarheid. En die waarheid sal ons vrymaak, Here. Here, kom vanoggend. Spreek met die woord, Here. Spreek met die harte van elke mens, o Here. Here, maar kom vanoggend. Kom vanoggend, o Here. Here, daarom bid ons vanoggend tot die ewige Vader, by wie alle dinge moontlik is. Here, maar kom, Here, bring herstel, Here, bring herstel in die huwelike, in die herstel in die gemeenskap, herstel in ons skole, Here, herstel in ons land, Here. Help ons manne, Here, om terug te keer op hulle knieë, Here. Here, laat ons manne weer manne kan wees, Here. Here,
waar ons kan sê, Here, ek sal instaan vir my huis. Ek staan in vir my vrou, ek staan in vir my kinders. Here, my help ons, Here. Ons kom soveel tekort, Here. Here, vanoggend pleit ek by U. Kom asseblief die gebed van my hart te hoor, Here. Hoor die spreking, Here. Here, dat elke man sal terugkeer, Here, na die waarheid. Here, daarom bid ek vanoggend, Here, in Jesus naam, dat elke man vanoggend sy kruis sal opneem en sal sê, ek wil Jesus volg. Ek en my huis sal die Here dien. Here, laat ons dinge laat staan, ons nonsens laat staan, Here. En Jesus eerste stel in ons lewe, sodat Jesus die waardige plek in ons lewe kan kry. In Jesus naam. Here, dankie vir wat U doen in ons lewens. Here, vanoggend wil ons die woord hoor, Here. Here, dis woorde wat uit U mond uitgegaan het. Here, U wat Gees is, spreek met die hart van die mens, Here. Kom vanoggend, Here. Praat met ons harte, Here. Praat met ons mens, Here. Here, spreek 'n geestelike autoriteit. Spreek met ons, Here. Spreek met ons harte, Here. In die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Here, ons bid vanoggend, Here. Kom in U autoriteit, Here. U geestelike autoriteit, Here. In Jesus naam. Leer ons hoekom die Gees nie werk nie, Here. Hoekom werk die Gees nie in die kerk nie? Hoekom werk die Gees nie in die mens nie, Here? Here, ons is in week 29. Kom vanoggend, leer ons, Here. In die magtige naam van Jesus Christus. Amen. En amen. En amen. Prys die Here. Glory, glory, halleluja. Ek kan net hier so een ding afsit, hier so in my oor. Prys die Here, daar is die noise weg. Amen. En amen. En amen. Ons kan net die Here loof en prys. Ja, ons is nou in week 29. Hoekom die Gees van die Here nie werk in ons lewens nie, nie in die kerk nie, nie in ons as mens nie. Baie van ons loop rond en wat ons sê, ons is gevul met die Heilige Gees, maar ons het die krag van die Heilige Gees verloor. Ons het die krag van die Heilige Gees verloor. Baie van ons sê, ja, maar die Heilige Gees is in my. Nou as die Heilige Gees in jou is, waarom help jy die duiwel die kerk vernietig? Hoekom is jy nie in die gemeente nie? So, nou vra ek jou weer, met wat se gees is jy dan gevul? Want jy maak die bruid van Jesus seer. Jy weet, ek gaan begin met Spreuke 21 vers 2 en 3. Die Here wil hê ek moet volgende daarmee begin. Dis nie ingeskryf in my Bybel, het die Here reeds laat ek oopmaak voor die diens. Spreuke 21 vers 2 en 3. Elke weg van die mens is reg in sy eie oë. Ons almal dink dit wat ons doen is reg. Dit wat ons doen is reg, want dit is in ons eie oë. Ons besluit dit is reg. Maar die woord van die Here sê, maar die Here toets die harte. Die Here is die een wat die hart toets. Want Matteus 15 vers 8 sê vir ons, met die mond loof en prys ons met die lippe,
maar die harte is ver van God af. Dis net soos ek vanoggend die bemoediging gebring met die 10de. Almal sit woord op Facebook. Almal sit woord op WhatsApp. Almal vertel mekaar hoe om te leef en hoe om op God te vertrou. Maar ons beroof hom. So ons vertel 'n leuen. Ons lieg vir mekaar. As ons mekaar sê, hoorie, vertrou jy op die Here man. Maar hierdie vers sê uitdruklik vir jou, gaan hom net gou weer lees. Elke weg van 'n mens is reg in sy eie oë. Maar die Here toets die harte. Vers 3. Om geregtigheid en reg te doen is vir die Here verkiesliker as 'n offer. Dis verkiesliker om reg te doen in God se oë. Om te doen wat sy woord van ons verwag. Te doen wat hy wil hê ons moet doen. En daarom kan ons maar net vanoggend weer eens net begin besef. Dit is hoekom die Gees nie werk nie. Die Gees van die Here ons nie werk nie, want ons lewe in leuen. Ons lewe getuig van 'n leuen. Ons lieg en bedrieg mekaar en ons gee voor. Mense, ek kan nie voorgee nie. Ek moet totaal en al op God vertrou. En daarom verlede week het ek die wapenrusting begin verduidelik. En ons gaan aan. En ons moet kan staande bly. Nou, as jy God nie kan vertrou nie, hoe kan jy staande bly? As jy op God nie kan vertrou om vir jou deur te kom in jou finansies nie, in jou lewe nie, in jou kos nie, en in siekte nie, hoe kan jy sê jy vertrou God? Hoe kan jy ander wil vertel as jy skynheilig is? Ek kan nie skynheilig wees nie. Ek het nou vir julle gewys, en ek sal graag gou weer vir julle wys. Vir meer as 'n jaar lyk dit so. Sien julle? Nie een siel nie, al maak ek pret van Jesus seer. Ek sê skaam nie man, ek sê bang nie. Ek sê bang nie, ek is regtig nie bang nie, ek gee nie om nie. 17 jaar is ek hier, en die Here hou my regop, die Here hou my, hy is my preegte, hy is my alles. Ek vertrou nie in die mense, ek vertrou God. Die Here voorsien aan my, ek eet uit die hand van die Here. Vir 17 jaar nog nooit 'n salaris gekry nie. En weet jy wat, ek is proud daarop, weet jy hoekom? Want God voorsien aan my. Verlede week het ek Natal toe gery, dit ben oor die R8,000 gekos. Weet jy wat? God het elke sent voorsien. Vir meer as 'n jaar lyk dit so. So what? So what? Ek sê bang nie man, ek staan in geloof, ek lewe in geloof. Ek vertrou die Here completely. Hy voorsien aan my. Ek eet elke dag, elke nag. Ek is op die internet, ek het selfoonkontrakte, alles is betaal. Die Here hou my trou man. Die Here hou my regop. Dis hoekom ek jou kan leer. Want ek vertrou 'n lewendige God, nie 'n dooie God nie. Ek self betaal my tiende. Ek self staan voor die Here. Sal die kos sê as ek, Here, hoe nou? Iedereen het vir my gesê ek moet U vertrou. En dan voor vanaand, dan sien hoe kom die kos in. Iemand sal die stop en vir my kos bring. Of hulle sal my geld aan betaal, of ek sal oproepe kry wat my sê, kry my becheckers. Dit is die God wat ek dien man. As hy die kry op my leer kan stuur, kan hy dit doen vir my. Ek hoef nie bang te wees ek gaan shop, ek hoef nie bang te wees vir wie God is nie. Ek kan hom vertrou, want hy is by magte om my deur te dra, hy is by magte om my te taal. Daarom leer sy woord my om vas te staan.
Maar ek moenie 'n deur oopmaak vir die duiwel nie. Alles wat heilig is, moet ek heilig hou. Sy Sabbat moet ek heilig hou. Sy aanbidding moet ek heilig hou. Sy lofprysing moet ek hou. Sy Sabbatdag moet ek heilig hou. Ek kan nie voorgee maak ek dien die Here nou en na die diens dan gaan ons nou ander dinge doen. Nee, ons bly in die Here die heel dag tot vanaand laat toe. Want dit behoort aan die Here. Daarom het ek baie vreugde in my lewe. Daarom het ek blydskap. Daarom wil ek jou leer. Kom ons kyk nou verder. Ons gaan nou na Filippense toe. Philip. Ons gaan na die boek. Ek het dit in Engels neergeskryf, nou moet ek gou van nou ding wat se Afrikaans in my gedagtes nou net blank geslag oor 'n oomblik. Philip. Yes, Filippense. Wat ek net gou hier kyk. Filippense 3 vers 14. Kom ons kyk. Ja, jy weet, hoekom werk die Gees nie in ons nie? Ek het eintlik 'n mooi ding gesien gisteraan. Ek wil vir elkeen 'n graaf gee. Jy moet vir my julle adres te stuur. Ek wil vir elkeen 'n graaf gee. Maar weet jy hoekom? Ons like om die verlede uit te grawe. Ons hou daarvan om in die verlede te lewe. Ons hou daarvan om te dink, in die verlede het ek so gehad, en so gehad, en so gehad, en die het dit aan my gedoen, en die het dit aan my gedoen, en ons like om ons nou daar te bly in die verlede, want almal het ons seer gemaak daar in die verlede, en almal het ons so jammer gekry in die verlede. Kyk wat sê die woord van die Here, dis hoekom ons nie die Gees in ons het nie, want Paulus sê vir ons uitdruklik, in Filippense 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20, wat ek vir jou moet lees. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is. Ek vergeet die dinge van gister. Ek vergeet die dinge van laas maand en van verlede jaar. Dis hoekom die Gees nie werk nie, want ons hou vas, ons hou aan grawe in verlede jaar en in gister. Ons kyk nie uit na wat voor ons is nie. Hierso sê die woord, en strek my uit na wat voor my is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ons is onderstel om ons te verbly in die Here, ons is onderstel om vreugdevol te, ons is onderstel om uit te sien wat die Here hierdie week vir my stoor. Ons is onderstel om uit te sien en te weet, Jesus is saam met my. Hy wat in my is, is sterk as hy wat in die wêreld is. Hierdie week wat nou voor lê, gaan 'n amazing week wees. Dis waarna ons moet uitsien. Maar wat doen ons? Ons grawe in verlede week. Ons grawe in verlede maand. Ons hou aan grawe, ons hou aan 'n gat grou. In verlede jaar, en in die jaar voor dit, en in COVID se dae. En ons hou aan grawe, toe jy 'n kind was, en hoe seer jy gekry het, en jy sien niks van God in jou lewe raak nie. Dis hoekom die Gees nie werk nie, want ons is mors dood, ons lieg, en ons bedrieg onsself. En dan vertel ons maar ander hoe om te leef. Vers 15 sê, laat ons dan wat volmaak is, so gesind wees. Hoe gesind wees? In vreugde, en in blydskap. Maar my vrou is met seer, but so wat as hy jou seer gemaak het? Get over it, man. Word groot. Jy weet nie wat sê ek doen, man, word groot. Ek wil nie weet nie. Wat ek wil weet is wat hulle gedoen het aan Jesus Christus aan die kruis. Waarvoor het hy gesterf? Sodat ek jou verlede moet hoor.
Dat ek elke dag moet hoor, jy het so seer gekry. Hoekom nie hoe God vir jou is nie, wat God vir jou, dat jy asemhaal, dat jy bly is, dat jy gesond kan wees, dat jy opgewonde kan wees oor Jesus Christus, wat vir jou in die kruis gestaan, vir jou vreugde gegee het, vir jou blydskap gegee het, wat vir jou vrede gee. Maar dit hoor ons nie. Ons hoor nie hierdie dinge nie. Hoekom? Want ons is nie eengesind nie. Ons is nie bly oor wat Jesus gedoen. Ons is nie bly om in God se teenwoordigheid. Ons is nie bly om God te kan aanbid. Ons is nie bly oor die dinge wat die Here vir ons gee nie. En vir ons skenk nie. Nou gaan die manne vir my sê, ja, maar ek is bly. Jy is so bly dat jy staan en lieg by 'n braaivleisvuur, man. Jy probeer almal impres. Met jou dronke asem. Maar jy intussen slaap jou kinders rond. Hoe aanbid jy God as hulle oreer in jou huis? Hoe doen 'n mens dit? Hoe doen 'n mens dit as jy jou God nie kan vertrou nie, maar jy wil vir ander leer op Facebook en op WhatsApp hoe die woord van die Here? Jy wou die vader van die leuns glo, nou leer jy die mense die leuen. En almal glo die leuen. Want hulle weet self nie wat die waarheid is nie. Daarom kry die bruid seer. Maar be worried. Dit is beter om die leuen aan te glo en om vas te hou en die bruid van God seer te maak as om God te vertrou. Want die woord sê mos, almal sal meer liefhebbers wees van genot as van God. Maar ons kan nie eengesind wees nie. Ons kan nie eengesind wees in Jesus Christus nie. Want jou se plek is leeg. Ons kan nie eengesind wees in die bruid van God nie. Ons kan nie eengesind wees wanneer die Gees van God wil werk nie. Daarom is ons leeg. Ons is net so leeg soos ons sitplekke. Ons harte is leeg. Ons siel is leeg. Ons gee voor in ons land Suid-Afrika. Die woord het ook vir ons geleer dat die Here die Israeliete oorgelewer het aan hulle vyande. Ek het dit hierdie week bemoedig en ek het dit gelees. En hulle oorgelewer in die vyande en die vyand het hulle vernietig en hulle verdruk. Dis presies wat ons is. Maar as ons eie skuld, omdat ons God verloon het, Jesus uitverkoop het. En as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Vers 16. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Laat ons eengesind wees. En volgens kan jy maar dit wees net soos jy wil. Volgens kan jy maar opgeblaas wees net soos jy wil, omdat jy die waarheid hoor. Jy moet sommer vandag afblaas. Want dit is nou tyd dat die waarheid uitkom in Suid-Afrika. Want ons aanbid, ons sport, ons aanbid geld, ons aanbid rykdom, maar ons aanbid nie God nie. Ons vrouens lyk soos klomp hoere, man. Hulle trek aan soos klomp hoere. Ons vrouens word verkrag, omdat ons manne dit toelaat. Ons dogters word verkrag, vermoor, omdat ons manne dit toelaat. Ons noem ons manne. Want ons is te sleg om te sê, gaan trek vir jou beter aan. Ons is te sleg om te sê, ek sal nie daai klere vir jou koop nie. Ons is te sleg om te sê, my vrou wandel nie so nie. Ek is trots op haar. Dan is ons maar van die ou mense. So wat? Ten minste
Dit wat God geskaap het, hou ons rein net vir hom. Prys die Here. Vers 17. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. Maar, ons probeer 'n voorbeeld vir julle wys. Die woord sê, ons moet so wandel, maar nee, ons maak ons eie besluit, ons is eie wys, ons is slim. Die ander ouens wat nou nie die Heilige Gees het nie, en wat nou nie die woord verstaan nie, en God roof en so aan, ons sal hulle volg. Ons sal nie die waarheid volg nie. Ons sal die leuen volg. Dis hoekom daarso homoseksuals begin preek. Wat preek hulle? Eerste plek is dit wat hulle doen, is teen God. Wat preek hulle? Wat sal leuen vertel, verkondig hulle, en ons laat dit toe. En ons laat dit toe. Dan wonder ons, hoekom werk die Gees van God nie? Hoekom is die Gees uit die kerk uit? Hoekom hou die mense die Gees uit die kerk? Want die waarheid sal manifesteer. Jou rondlopery, jou geldsteelery gaan geopenbaar word. Jou langvingers gaan geopenbaar word. Jou hart wat op verkeerde plek is, jou oë wat dwaal, gaan geopenbaar word. Dis hoekom ons nie wil kerk toe kom. Want die openbaring, want die woord het dan op ons gesê, God sal dit openbaar. Dis hoekom die Gees nie werk nie. Vers 18. Want baie van wie ek julle dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, en hier huil Paulus verder, en hier op hulle onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van God. En almal wandel as vyande teen die kruis van Jesus Christus. En daarom is ons morsdood. Ons siele is morsdood. Ons gebede is vervelig. Ek sê dit met alle liefde en respek. Ons elke dag dieselfde, oor en oor. Is nooit bietjie opgeruim en blydskap na die Here toe nie. Ons is nooit eengesind met die Here nie. Ons verbly ons nie in die Here nie, vir dit wat hy gedoen het nie. Vir sy goedheid, sy guns wat in ons lewe is nie. Maar ons lewe getuig dat ons vyandig lewe teen die kruis van Jesus Christus. Vra jouself, betaal jy jou 10de? Oordeel jouself, man. Oordeel jouself. Hoekom betaal jy nie die 10de nie, maar jy kan God nie vertrou nie? Dis regheid en waarlik gesê, want die waarheid gaan jy vrymaak vanoggend. As jy God nie kan vertrou nie, hoe kan jy praat van God? Hoe kan jy ander wil vertel van God? Vers 19. Die Bybel sê dit nou mooi. Hulle einde is die verderf. Hulle einde is die hel. Ja, maar ek lees elke aan my Bybel en ek bid. My broer, my suster, jy roof God. Die rower en 'n dief sal nie in die koninkryk van God ingaan nie. Egbrekers sal nie, want ek het dit vroeër gelees. Kwaadsprekers sal nie. Sodomiete sal nie. Dit beteken jou homoseksuals en jou lesbiene sal nie in die koninkryk van God ingaan. Ek staan op hierdie woord. Ek gee nie om wat die mense sê, ek gee om wat God sê, en ek sê skaam om te sê, die woord sê, hulle einde is in die verderf, is in die hel. En ek praat dit nie goed nie. Daar's goeie mense, ons net op verkeerde pad.
Hulle God is die buik. En hulle eer is in hulle skande. Is in hulle skande, sê die woord van die Here. Hulle bedink aardse dinge. So, wat bedink jy elke dag? As ek maar net daai geld het, en as ek net daai geld kan maak, en as ek net, gaan net oor geld. Maar ek gaan net 'n bietjie oor God, en oor sy liefde vir jou. En laat jy 'n bietjie met hom moet kommunikeer, en stil raak in sy teenwoordigheid, en 'n bietjie jou knie buig. Ek sê nie, sit jou selfoon af. Ja maar, my Bybel is op, baie mense Bybel is op sy selfoon, en ek sê dit. Want hy is te sleg, want hy wil kyk wat sy notifications kom na. Hy is te sleg om 'n boek oop te maak. Hy is te sleg om 'n boek oop te maak en te sê, luister, ek lees nou my Bybel. Ek wil niks hoor nie. Want het die selfone gekom het die selfone afgod geword voor die Here. Want hoeveel tyd bestee ons op die selfoon en notifications en Facebook en dis nie die program. Dis nie die selfoon. Maar hoeveel tyd bestee ons? En hoeveel tyd gee jy af aan die Here? Hoeveel tyd gee jy in stille tyd? Hoeveel tyd gee jy saam met die Here? Nou wonder ons hoekom werk die Heilige Gees nie. En hoekom kan ons nie staande bly? Hoekom val ons? Hoekom raak ons mismoedig? Hoekom kom die Here nie vir ons deur nie? Maar bid. Ja, jy bid met die een hand en jy hou jou afgod vas met die ander hand. Wat is vir jou meer belangriker? Jou afgod of Jesus? Vir my is die woord meer belangrik, maar weet jy hoekom? Die woorde wat die Here spreek is gees en dit is lewe. En dit is tot my en die woorde wat uit God se mond uit gegaan het. Kan ek opstaan, want ek kan nie leeg terugkom. Dis hoekom ek bly staan. Ek het jou nou nog gewys hoe lyk dit nie. Maar meer as 'n jaar bly ek staan. En dan stuur hulle mense om te kom kyk of ek al geval het. En dan bly ek staan. En weet jy hoekom? Dis nie omdat hy goed is nie. Dis omdat my God goed is. Want hy het my beloof. Dis not over yet. Want waar jou hart is waar jou skat is. Kom ons gaan aan. Die Here leer my om staande te bly. Hoe leer ek my? Filippense 4. Ons het baie gesing, baie van julle was saam met ons op skool gewees waar ons gesing het. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here. Ons het dit gesing op skool, ons het ons probeer slim maak. Maar ons het stupid geraak toe ons groot word. En ek is, jy gaan my nie bel om my te sê ek jou om verskoning vra nie. Ek sal nie. Want ons handel dwaas teen die woord van die Here. Filippense 4 vers 4 sê sy vir jou, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly. Nou wanneer jy sukkel, verbly jou. Wanneer dinge sleg gaan, verbly jou. Wanneer dinge nie jou wy gaan nie, verbly jou. Ja, ek kan dit nie doen nie. Ek moes dit doen. Selfs toe ek Annetjie begrawe het, toe moes ek dit doen. Toe Louisa haar man begrawe het, haar eerste man, ek sê haar tweede man, toe moes sy haar verbly. Want sy moet aanhou op die Here glo. Sy moet aanhou, want die Here moet vir haar sorg dra, die Here moet vir haar deurkom, die Here moes my ook deurkom. Jy kan nie nou staan en jou rug op die Here draai en tantrums gooi nie. Daar's nie tyd nie. Die koms van Jesus is nou nog nader. Is nou tyd, laat jy ons begin, ons verbly in die Here, sodat die Gees van God in ons kan werk, deur ons kan werk, saam met ons kan werk, dat die Gees van God in ons kan wees, in ons midde kan wees.
Want dit is nou tyd dat ons verbly in die Here. Dit is nou tyd dat ons nuwe hoop kry, nuwe olie in ons harte kry, en 'n nuwe hart in ons kry, om jubelend en brand te wees vir Jesus, dat die dooie gees dood bly en dat die lewendige gees lewendig bly. Dat die gees van God ons lewendig maak, dat die Here ons gees opstuur, man. Dat die Here sal weerkom. Vers 6 sê vir jou, wees oor niks besorg nie. Dan kry jy oproepe, pastoor, ek sukkel. Dan vra ek hom, wat sy gemeente is jy? Nee, ek sê die gemeente, dan sê ek hom, wat jou pastoor se telefoonnommer, ek wil hom bel. Ja, pastoor, ek was lanklaas in die kerk. Sê ek, okay, sal klaar vir my 'n teken, hy lieg vir my. Dan vra ek hom, wanneer laas het jy jou 10de betaal? Nee, ek betaal my 10de. Dan sê ek, as jy dan jou 10de betaal, gaan vra van die gemeente waar jy jou 10de betaal, op jou kos te gee. Wat doen ek? Ek hoor nooit weer van hulle. Hoekom? Want hulle lieg vir my, hulle lieg vir God, hulle lieg vir Jesus, hulle lieg vir die Heilige Gees, en ons kan nie skaam nie. Want die Bybel sê ons roof God. Die woord van die Here sê nou net vir ons, moet oor niks besorg wees nie. Weet dat die Here sal deurkom, weet dat die Here vir jou sal antwoord, weet, wanneer ek bid, het ek vrymoedigheid om te weet, en ek 'n versekering dat my gebed verhoor word. Dit wat ek vra, sal ek verkry. Ek sal, want God sal dit vir my gee. Dan sê die woord verder, laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. By God. Wanneer kom ons bietjie by mekaar en kom sê bietjie dankie. Wanneer kom ons bietjie hande vat en sê, luister jy, ons vat hande, ons sê bietjie dankie. Ja, maar ek doen dit wanneer ek bid. Ek vra, wanneer gaan jy kom? Want die Bybel sê, moenie die byeenkomste mis nie. Jy wat die bruid seermaak, wat nou so gevul is met die Heilige Gees. Wanneer gaan jy begin doen wat die Gees van jou verwag? Wanneer gaan jy kom? Die hande vat en vir jou broers en susters bid en vir die Here sê, dankie vir hulle gesondheid. Dankie vir hulle kinders. Dankie dat die Here vir hulle voorsien. Dankie dat die Here daar is vir hulle. Hier is niemand by my nie, ek moet al op die internet klim om vir almal te sê, kom ons sê 'n bietjie dankie. Kom ons gaan aan. Vers 13. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Jesus Christus. My God sal elke behoefte van ons vervul. Elke behoefte. Hy het nie gesê hy gaan die een lot doen en die ander lot nie doen. Hy het gesê hy sal alles doen. Hier kan ek dit sien. Maand na maand, ek het 3 honde. Die Here voorsien aan my kos, die Here voorsien aan hulle kos. Die Here voorsien aan my, dat ek aan ander ook aan my deel. En dan het ek op die minste van almal. Hoekom? Want God is goed. My vertrou is in die Here, nie op die mens nie. Want vervloek is hy wat vertrou op die mens. Hoor hoe lekker gesond is my honde. My honde is nie sieklik nie. My God sal antwoord. En as hy sal antwoord, sal sy Gees in ons werk. Ons is dood, ons is nie oop in sy Gees nie. God wil sy Gees oor ons uitstort. Van ons het nooit eers die Gees ontvang nie. En van ons
het die Gees se krag verloon toe Jesus uitverkoop het. Daarom sukkel ons, daarom kom ons nie aan die gang nie, daarom maak ons die bruid seer, daarom gee ons voor, daarom lewe ons alleen, daarom grawe ons graag in die verlede. Want jy weet nie hoe om my te sien na môre nie. Jy weet nie hoe om my te sien na God se goedheid nie. Jy weet nie hoe om my te sien dat God gaan deurkom nie. Wat sê Josua vir ons? Josua is nou voorrigters. Josua 1 vers 9 sê vir ons uitdruklik. Hy leer ons hierso. Ons het dit al geleer toe ons 'n kind was. Het hy vir ons gesê, het ek jou nie beveel nie. Die woord van die Here, eintlik het hy hier geraas. En hy sê, het ek jou nie beveel nie. Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik, want die Here jou God is met jou, oral waarheen jy gaan. Maar jy kan nie uitsien na God as jy hom bedrieg nie. Jy kan nie uitsien as jy alleen lewe nie. Jy kan nie uitsien as jy God nie kan vertrou eers in jou finansies nie. Jy kan nie op God se woord weer staan nie. Want jy het geen reg. Want jy lewe alleen. En God deel nie met die duiwel. Die Here deel niks met die duiwel. Hy wat uit die wêreld uit is boos. Die wêreld bedink bose dinge. Ons sal nou nog hoor. Hulle is afgunstig, bekleierig, syperig en dronk en hoereders en alles wat sonde is teen God. Hulle lewe alleen, bedrieg die een nie aan die een. Hulle kan voor God nie staan nie, maar dan sê hulle vir jou, hulle is op pad hemel toe. Hulle hemel is in die hel, man. Dis nie ek wat so sê nie, ek het dit nou gelees. Paulus het dit gesê. Hy het dit gesê, hulle einde is in die verderf, omdat hulle alleen glo en alleen vashou, nie op God kan vertrou. Volgende wil ek vir jou sê, jy sê jou keuse moet maak, om te sê, Here, ek wil nie vertrou. Die dae word nou al hoe moeiliker, omstandighede word al hoe moeiliker, en ons mense sal nou 'n stap moet neem, of jy sal die Here moet dien, of jy sal die duiwel moet dien. Want daar is nie meer baie tyd oor. Jesus is op, sy koms is nou baie naby. Die Bybel sê, hy gaan ons vang in ons sondes. En as hy ons nie vang, dan vang jy dood jou in jou sonde. Jy weet nie wanneer jy gaan doodgaan. Jy kan vanaand doodgaan, jy kan nou oor 'n uur doodgaan, jy kan oor 2 ure, jy kan môreoggend, jy kan oor 'n jaar doodgaan, oor 'n maand, oor 5 jaar kan jy doodgaan. Ek weet nie. Maar die dood kan ook kom. Die vraag is, waar gaan jy jou oë oopmaak? Jy wat gesê, jy vertrou die Here voor almal, maar in jou hart het jy God bedrieg. Waar gaan jy jou oë oopmaak? Paulus sê, jy gaan hel toe. Jy gaan na die verderf toe. En vir die kinders van die Here, julle wat my sê, ek wil volgens die Here volg, wil ek vir jou sê, jy sal die keuse moet maak en sê, ek sal staan. Ek sal staan, maak nie saak wat kom na my kant toe nie. Ek sal sterk staan in die Here. Ek sal opstaan vir die Here. Ek sal glo in die Here. Ek sal vas staan in die. Ek sal weet die Here sal deurkom. Ek sal weet die Here gaan deurkom en vir my deurdra. Die Here sal my nie begewe of verlaat nie. Die Here sal wil hê ek moet in hom glo en ek gaan vir hom wys ek glo in hom. Hoe gaan jy wys? Jy met jou gesindheid. Jy gaan doen wat die woord begin sê. Jy gaan op God begin vertrou. As jy op God nie kan vertrou nie, moenie daai woord probeer sê nie.
Want ons almal praat uit die vlees uit en nie in die gees nie. Dis tyd dat ons in die gees begin kom. En hoe gaan jy dit kry? As jy begin oopmaak vir die gees, op God begin vertrou, op sy seun wat al ons sondes gedra het, hom begin vertrou, vir die Heilige Gees begin glo, dat hy sal kom en hy sal alles kom nuut maak, dat hy sal kom besit neem wanneer jy deur die doopwater is, dat hy jou kan vul met die vuur, want het Johannes nie gesê, hy wat na my kom sal my vul met die Gees en met die vuur nie. Maar ons moet eers deur die doop gaan. Ons sal eers moet alles aflei, ons sal eers moet stop, ons sal eers moet bekeer, ons sal eers moet terugdraai na God toe, sodat ons kan sterk staan. Sodat ons kan sterk staan. Kom ons gaan na die volgende vers toe. Psalm 27. Kaarte Paul weer uit tyd uit. Stop die Here. Prys die Here, ons gaan volgende week na hoofstuk 30. Vers 14 sê, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Dit beteken jy sal moet wag en nie jou eie planne maak nie. Jy sal moet wag. Al antwoord die Here nie nou nie, maar hy gaan antwoord. Ek staan al 17 jaar en wag vir my bediening om te skop. Ek stop nie in my bediening. Ek wag. Die Here het hierdie week iets van my, iets moois geopenbaar. Toe vra ek, Here, waar in die skrifte moes die mense wag vir hulle bedienings? Toe wys die Here vir my sommer reg in Genesis. Jakob. Hy moes 7 jaar wag vir sy vrou. Toe sy ingedoen. Toe moet hy nog 7 jaar wag. En toe bly hy nog steeds by sy pa. Toe moes hy nog wag, tot hy 20 jaar dag gewag het. Toe sê die Here vir hom, nou trek hy terug. Nou begin die dinge. Abraham moes 25 jaar wag vir sy seun. Hoe kan ek nou wil man, ek krimp? Ek moet wag op die Here. Ek moet mense leer om op die Here te kan vertrou. My lewe moet kan getuig. Daarom is hier niemand nie. My lewe moet getuig wat ek jou kan leer. Dis nie ek wat jou oorreed nie, is die Heilige Gees wat jou moet oorreed. Want ek moet wag op die Here. Ek moet wag. Die woord sê dit so mooi. En dan gaan afsluit met 1 Korintiërs 16 vers 13. 1 Korintiërs 16 vers 13. Waak, staan in die geloof. Wees manlik, wees sterk. Wow. Ja, waak. Staan in die geloof. As jy sê jy gaan die keuse maak om die Here te dien, dan moet jy in die geloof gaan staan. En as jy in die geloof gaan staan, dan moet jy begin om eerstens vir die Here wys jy vertrou op. Al kom jy short, dat jy op hom vertrou. Al kom jy short. Jy sal moet vashou. Ek moes die heel pad, tot nou toe, moet ek die heel pad staan en ek moet glo in die Here. Daar's geen garantie van niks. Daar's geen garantie eers dat ek môre kos sal hê. Geen garantie. Daar's geen kollekte. Daar's geen niemand wat 'n belofte gemaak het. Maar ek sal op God moet vertrou. Net soos wat ek vandag vir jou preek. Moet ek op God vertrou vir my vanmôre vir kos, my vrou vir kos. Want ons lewe uit die hand van die Here uit. Ek betaal op my tiende. Ek wys vir die Here ek betaal dit. Ek hou nie 'n sent. Baie keer gee ek sommer meer as my tiende. I can't give out God.
En die Here maak net deure oop, en die Here maak net deure oop, en die Here maak net deure oop. So ek sien dan net ek. Sommige my God goed is. Die woord sê, staan in die geloof. En die een wat sommer hier mee saamgaan, is Hebreërs 11 vers 6. Hy sê, ons moet in die geloof na God toe gaan. En wanneer ons in die geloof na God toe gaan, moet ons glo dat hy God is. En dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Hy's 'n beloner. Ons moet in die geloof staan. Jy moet in die geloof staan en sê, Here, ek vertrou U. Ek het nie, maar ek glo, Here, ek vertrou U. As jy begin op die Here vertrou, dan kan sy Gees begin in ons werk, deur ons werk, saam met ons werk. Mense, ons sal moet terugdraai na die Here toe, ons sal moet terugdraai na sy Gees toe, ons sal moet terugdraai na Jesus toe. Want Jesus is die lewendige Jesus. Wow, prys die Here. Glory, 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 halleluja. Ek gaan net tot daar lees. Ek gaan net tot hier. Kom ons sluit die oë. Here Vader, ons kom vanoggend voor U almag. Here, U woord het baie hard gespreek vanoggend, maar U woord het duidelik gespreek. En die woord sal ons losmaak van alle leuns. En ons sal die waarheid aanvaar. Here, vanoggend neem ons die belofte van die woord om in die geloof te staan. En dat U God is. Here, en wanneer ons kom na U toe, moet ons glo dat U God is. En dat U 'n beloner is van die wat glo. Here, ons doen dit in die geloof. Ons keuse is, Here, al kom ons short, sal ons van nou af U dien met 'n opregte hart. Ons sal begin dit doen, Here, en vir U wys, ons gaan dit doen, Here. Ons gaan U wys, Here, dat ons U vertrou. Ons gaan U wys, Here, Here, ons is nie bang nie. Here, ek het niks om oor te vrees nie. Here, ek sal uitsien na die dag van môre. Want U het vir my beter as wat ek kan beplan en stoor. Here, ek gaan nie leer nie. Ek gaan nie mense bel nie. Ek gaan nie benoud raak nie. Here, want U het vir my 'n gees gegee wat standvastig is om in U te glo, U te vertrou, en dat my hart moet volhard. Ek moet aanhou. Ek moet aanhou en nogals aanhou, Here. Here, U Gees is die een wat vir ons geloof gee. Here, ek vra dat U Gees begin werk in ons. Wys vir ons mense, Here, laat ons short kom, Here, want ons nie die Gees in ons het. Oortuig U hulle, Here, laat U Gees nou in hulle werk. Wys vir hulle lief vir hulle. Here, laat hulle sal neersak op hulle knieë, Here. Dat hulle sal regmaak met die ewige almagtige Vader, met die lewendige God, met die lewendige Jesus Christus wat uit die dood het opgestaan, wat waardig is om die boek oop te maak. Dat U Gees nou oor hulle sal kom, Here. Here, ek bid vir die salwing, ek bid vir die Gees, Here, om nou met die hart van die mens te praat, Here, sodat hulle kan terugdraai na die lewendige God toe, en onder die mag van die duiwel kan uitkom, dat hulle van die duisternis na die lig sal kom, dat hulle tot God sal bekeer, en Here, dat hulle sal strewe na heiligmaking elke dag van hulle lewe, en dat hulle ook die erfdeel sal kry, wat aan ons beloof is, Here. Here, en dis die ewige lewe, in Jesus naam, in die naam van Jesus Christus, van Nazareth, want goud en silwer het ek nie, maar dit wat ek het vanoggend, gee ek vir elke een wat ingeskakel is, in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Amen, en amen, en amen. Amen. Nou sê mense, dis die einde van hierdie, of die einde van hierdie diens. Ons gaan nou volgende week hoofstuk 30 toe. Hoekom die Gees nie in ons werk? Mense, kom ons keer terug na God. Dis al wat ek vir jou kan sê, keer terug na God. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om by die Here te wees. Dit is so lekker om vas te hou aan die Here. So lekker om te weet, God is aan my kant.
God dra my eer. God is vir my. En hy sal my nie begewe of verlaat nie, hy sal met my wees. Maak nie saak of petrol styg en kos styg en als, ek is nie bekommerd. As dit gebeur, dan vra ek vir die Here vir 'n verhoging. Prys die Here. So dan, wees geseën, wees gegroet van my kant af, geseën 'n mooi wonderlike dag, en dan sien uit na wat ons na hierdie week se kom saam program. Dinsdag aand bid ons vir siek mense, Woensdag aand bid ons vir die kinders van die Here, Donderdag aand getuig het met my getuienis, en Vrydag aand jubel en juig ons, dan loop en prys ons die Here. So, kom saam. So, tot dan, wees geseën, wees gegroet. Shalom julle. Bye bye julle.